Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Dit is Vrydagoggend en u weet by nou dat Vrydag beteken dit is Vennootskap Vrydag en dit is waar ons kom en ons mekaar bemoedig met die wete dat ons nie alleen is in die stryd wat moontlik gestry moet word of net die loop wat ons by die Here het nie. Namens Dr. Gustaf en die hele Lofdal span kom ek en ek wil graag vir u in hierdie naweek instuur. Laat my toe om u in te stuur in hierdie naweek in dat u met hierdie naweek ingaan met die wete dat u is geseënd, u is wat die woord sê u is, u kan doen wat die woord sê u kan doen en dat u sal bereik en hê wat die woord sê u sal bereik en hê. En Dr. Gustaf is tans in Asië, daar besig om die wêreld om te keer vir die Here, vir die goeie, en ons sien hoe hy die koninkryk bou en net die liefde van God verteenwoordig daar in areas onbekend aan dit. So, dankie dat u ingeskakel is en dankie dat u op hierdie stadium hier kies om die woord te hoor. En ek wil vanoggend net vinnig praat oor die gebeurtenis van verlede naweek en dan praat ek natuurlik nie van die groot goeie konferensie wat ons gehad het. Ek praat van Paasnaweek. En dan gaan ons praat oor dit wat die Here nou vandag doen en ook wil hê in die toekoms moet doen nou. Wanneer ons kyk na die woord en dis belangrik dat ek weet dat ek hierdie lewe met hom doen. En wanneer ek praat met hom doen, dan praat ek hoofletter H, dat ek saam met die Here die lewe doen. En dit is om in vennootskap met hom te wees. Hy is nie net my stil vennoot nie, hy is my senior vennoot. Hy wil hê dat ek moet saam met hom die dinge doen. Ek is 'n mede-erfgenaam, ek is 'n medewerker, ek sit saam met hom in hemelse plek. Dit is belangrik dat ek hierdie dinge weet, sodat ek myself kan herinner, veral in die tye wanneer dit voel asof ek uit my posisie geskuif word as seun, uit jou posisie geskuif word as dogter. Nee, my identiteit is gevestig in Christus en hoe? Deur sy gehoorsaamheid. Deur sy gewilligheid en gehoorsaamheid. Wanneer hy gebore word en daar geskenke kom en ek noem dit aan die gemeente verlede naweek in Oudtshoorn. Toe noem ek dat by hierdie gebeurtenis waar feesviering gevier word oor 'n baba wat gebore is daar onder van die geskenke een wat eintlik spreek van die dood en dit sou nie so lekker gesit het seker in 2025 by ons moderne maas nie, maar ewe skielik is daar 'n herinnering van die rede waarvoor hy gekom het. En dit is belangrik om as kind van God te weet dat Christus het vrywilliglik sy lewe neergelê. Ons is so gou en so geneig om te sê nee, sy lewe is van hom geneem. Nee, hy het dit vrywilliglik uit hy dit neergelê. En dis wat verlede naweek gebeur het en dit stel my in staat. Ja, die belangrikste gebeurtenis op die Christenkalender vir die jaar, selfs gesien deur mense wat nie die Here dien nie, maar hy moet werklik wees vir my en elke dag lewe, dat daar is 'n seun vir my en vir u gegee. Hy het gekom en hy's gebore deur 'n maagd Maria en dat hy gesterwe het vir ons en nie net het hy gesterwe vir ons nie, maar hy het opgestaan en ons weet dat die krag en daai selfde krag wat hy opgestaan het, weet ons dat daai selfde krag en vermoë aan die binnekant van ons en ons het nodig om toegang te hê tot dit. U en ek het nodig om uit te reik en aan te gryp. Onsself te bekleed met die wete dat hy ons in staat stel tot meer. So sien ons in Lukas 22, sien ons dat Jesus is in die tuin en dis maar hulle gewoonte gewees om daar te gaan bid, maar hierdie is 'n spesifieke aand voor sy kruisiging en ons sien dat hy kom by 'n plek in Lukas 22 vers 42 waar hy tot God bid as Vader en hy sê, Vader, as dit u wil is, en ek kan die mate van erns, die mate van moontlike, nie dat Jesus ooit sou angs hê nie, maar die mate van dringendheid in sy gemoed, om ewe skielik aan 'n beker te drink, wat hy in homself nog nooit aan blootgestel was nie. Kom hy en hy sê daarso, as hemelse Vader bid hy uit tot, as Jesus bid hy uit tot sy hemelse Vader en sê, maar Here, as dit u wil is, laat die beker verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil. En dit is wat ons in hierdie tyd, as ons praat oor Vennootskap Vrydag, is dit wat ons moet op fokus en wat ons gedagtes moet op vestig, dat ek daagliks my eie wil moet neerlê. Soos wat ons hierdie maand praat ons oor hoe om gelei te word deur die Heilige Gees. Verlede maand het ons gepraat van
hoe om die woord van God te erken. Wanneer ons hom sien, hoe om hom te erken, hoe om hom deel te maak en nou hoe om gelei te word. Sien, dit gaan oor meer as net my geleentheid of die geleentheid wat ek het en daar is 'n ondervinding. Daar is 'n ondervinding deur handeoplegging of daar is 'n ondervinding waar ek moontlik by 'n diens is en my hart aangeraak word. Nee, nou moet my hart tot aksie gedwing word en dis waar die transformasie plaasvind in die doen. En waar ek aktief betrokke is om hierdie woord te vat. Christus wat vlees aangeneem het en onder ons kom woon het, wys ons nie net dat dit gedoen kan word, hy wys ons hoe dit gedoen word. En dit is wat hierdie hele naweek, verlede naweek homself uitgespeel het, waar ons sien, hy kom en hy gee gewilliglik sy wil oor, nogtans nie my wil nie, maar u wil, en dit is waar ons selfs op hierdie vennootskap Vrydag kom, waar ek God se hand vat, waar ek my hand aan die ploeg slaan, waar ek kom by 'n plek om te sê, Here, nogtans nie my wil nie, maar u wil. En sien, daar's baie maniere om baie dinge te doen, maar dan is daar die God manier, die manier hoe God as Vader wil hê, u en ek as seuns en dogters, hulle wat sy beeld is op hierdie aarde, hoe ons hom reg moet verteenwoordig. En ek moet vandag 'n lewe wat mense sal voorberei vir die hemel en ook ons harte sal voorberei. Ek het nodig om hierdie woord in my in te kry sodat ek nie te verras sal wees wanneer ek in die hemel kom en dit onbekend aan my lyk nie, maar ek leef alreeds 'n lewe waar ek weet wat my ewige adres sal wees en ek leef om hier op hierdie aarde. En so kom hy en hy sê nogtans nie my wil nie. Sien ons by daai plek wanneer ons eie wil wat gelei word deur omstandighede, ons eie wil wat gelei word deur gebeure van die verlede, ons eie wil wat gedryf word deur kom ek kry net myself op 'n plek waar ek die leer klim, die koöperatiewe leer klim. Laat ek net bereik wat hulle dink ek moet bereik. Nee, bereik waarvoor u geskape is en dat die gedagte wegbeweeg, dat u van die gedagte wegbeweeg, dat dit in die doen is. Nee, dis in die wees. Dis in die wees kind van God. Dis wees in die wees dogter van die Here, dat jy sal weet, o man van God, vrou van God, dat jy 'n kanaal is wat hy wil gebruik om vrylik deur te vloei. Daarom moet ek die geraas stil maak. Ek moet gelei word deur die Heilige Gees, nogtans nie my wil nie, maar u wil. En so sien ons, hy gaan deur die hele martelingsproses en hy word gekruisig en hy staan op en hy is besig in vers, wanneer ons kom en ons sien in vers hoofstuk 24 van Lukas, sien ons daarso en ons sien, hy is besig om met twee manne langs die pad te stap en hy is besig om homself aan hulle te ontbloot of homself aan hulle te verskyn, maar hulle is eers op hierdie stadium, hulle is eers blind tot wie dit is en so begin hulle gesprekke te voer en hulle praat met Jesus asof hy onbekend was van die gebeure van die vorige naweek. En so kom hy en hy herinner en hy herhaal skrifte en hy is besig om met hulle te deel en hulle sit aan tafel en hulle breek brood en daar gaan hulle oë oop. En dis wat vir ons gedoen was verlede naweek en dit is wat ons aan ons self moet herinner elke dag dat hy was gebreek vir ons sodat ons kan heel wees. En dan het ons nodig om die volgende stap te neem omdat ons weet ons is in hierdie aarde vir 'n rede om hom te verteenwoordig en mense is altyd aan die kyk. Weet tog dit, of dit nou hier op Facebook is en of dit nou iewers anders in die lewe is, mense is altyd aan die kyk. Hulle oë is op u en daarom het ons nodig om te kan weet hy was vir ons gebreek, die brood word gebreek en hulle oë gaan oop en natuurlik is daar 'n paar skrifte wat vir hulle in lyn kom en gebeure wat vir hulle sin maak, maar so ook moet ons herinner word, omdat ek gesê het, nie my wil nie, maar u wil, dat daar gaan oomblikke wees, wanneer ek in my gebrokenheid nog steeds hom reg moet verteenwoordig, en wanneer ek my oë gefokus het op Jesus Christus, die voleindiger van my geloof, in my gebrokenheid is daar herstel, en dan begin hy begin heuning te vorm in 'n bitter oomblik, en so kom hy, en hy deel die woord met hulle, en daar sekere dinge wat begin skuif in hulle, en so ook in hulle gedagtes, en dan kom ons by vers 32, sien ons van daardie hoofstuk van Lukas 24, sien ons daar, dat hulle begin vir mekaar vra, en die Engels is, en hy sê maar, was ons hart, our hearts not burning, maar die Afrikaans is, was ons harte nie brandend?
Was ons harte nie brandend toe hy met ons gepraat het en die woord vir ons oopgemaak het nie. En dit is wat ek vir u wil vra in hierdie tyd, in hierdie naweek, na 'n groot naweek, wat ons God kom beleef het, is u hart nog brandend? Is u hart nog brandend om te doen wat die Here u gesê het om te doen? Nou dat u in vennootskap met hom is, nou dat u 'n pad met hom stap, u wil neergelê het, u selfs in 'n oomblik kom waar u gebroken was, maar nou herstel word, waar die skrif vir u en vir my oopgaan, is u hart brandend. En sien, daar's iets wat ons kan doen vandag. As jou hart na 'n naweek soos verlede naweek moontlik is nie brandend is nie, dat ons by hierdie plek kan kom dat ons sê, Here, raak my hart aan. Here, kom en raak my hart aan sodat ek my hand weer terug aan die ploeg sal slaan en onthou, in Christus Jesus is daar geen veroordeling nie, dat ek sal terugkeer na die huis en dat ek sal sien hoe dit wat vir my voorberei was, gedoen was deur geloof soos met die verlore seun. En dat ek indien en my hart nie brandend is as ouer broer nie, dat ek ontvanklik sal wees vir hulle wat huis toe kom. Maar vra u self vanmôre, is jou hart brandend? Is jou hart brandend? Is jou hart by 'n plek waar dit naby aan die hartklop van Christus is, wat natuurlik siele-aliteit is? En sien, dit is my gebed vandag vir u, en voordat ek u uitnooi na die naweekse dienste, waar ook al u van vanoggend ingeskakel is, wil ek saam met u bid. En dan wil ek vra dat die Here weer u hart sal brandend maak, dat u sal wegkyk van die seerpyn en ongemak wat u moontlik mag beleef het, en in 'n gebroke oomblik moontlik Christus nie reg verteenwoordig het nie, maar onthou dat toe hy gesê het, Here, nogtans nie my wil nie, maar u wil, en hy vir ons wys hoe om dit uit te loop tot die einde toe, kwalifiseer hy vir my en u. Is nie deur ons eie dade en doen, nee, dit is sy gehoorsaamheid, en dit is wat ek omhels vanoggend op hierdie vennootskap Vrydag. So, laat my toe om vir u te bid voordat ek jy uitnooi na hierdie naweekse dienste. Here, ek dank u, Here, vir een en elkeen wat vanmôre ingeskakel is. Here, moontlik hierdie klankgreep kry en luister. Mag daar salwing wees wat juke verbreek en laste verwyder, Here. Here, ek dank u dat in hierdie oggend dat dinge nie net begin lig te raak nie, maar dat lig deurbreek, Here. Here, dat lig die duisternis nie net terugdruk nie, maar dat dit deurdring, dat dit verdryf, Here, in die naam van Jesus. En ek roep na mense se lewens toe wat hulle nodig het in Jesus naam. Amen en amen. U weet natuurlik dat as u gebedsversoeke het, asseblief stuur dit vir ons in na die verskillende e-posadresse wat u op die verskillende sosiale bladsye sal kry, of op die webtuiste gaan en kry hom en soek hom daarso, en gaan en like en share ook ons Facebookblad, en ons is ook op YouTube en ander areas. Maar ek wil u uitnooi na hierdie naweekse dienste, as u in die Beaufort Wes, Oudtshoorn, Tableview, Franschhoek, Plattekloof, Goodwood, in die Kraaifontein, in die Stellenbosch area is, Brackenfell area is, ek hoop nie ek het een gemis nie. Kom asseblief na ons dienste toe en wees daar in persoon of skakel aanlyn as u kan. Moenie Sondag aand mis nie. U sou al gehoor het dat ons nou al vir 'n geruime tydjie met Rian, en u sal Rian se getuie op van ons webtuise skryf of van op die sosiale bladsye kry, waar hy deel was van die stigting van die Sataniese Kerk in Kaapstad, en hy is besig om mense te waarsku om na 'n groot ontmoeting met die Here, mense te waarsku hoe om nie in daardie tipe strikke te val of te trap en dan te val nie. So nooi asseblief iemand uit, en u lewe gaan nooit weer dieselfde wees nie. Dan as u graag wil betrokke wees met dit wat ons hier by Loftal doen, en ek wil vir u sê dat as u nog nie ons as familie ken nie, en dis wat u is, as u weet dat hier by Loftal is die Here besig om gewone mense te gebruik om buitengewone dinge te doen. Hoekom? Want sy bonatuurlik of sy hemelse vaardighede ontmoet ons by ons gehoorsaamheid. So daar's verskeie dinge wat ons doen met kinders wat ons kos gee, en mense wat uit verslawing uitkom, en skool wat ons het, en u kan of aan die agterkant van my kan u van dit sien, of u kan op die verskillende webtuise kan u gaan loer, en hoe u kan betrokke raak. Ons kom, en natuurlik weet ons dat wanneer ons vir iemand anderste
iets doen, maak die Here ook ander wakker om dieselfde vir my te doen. En dis nie my motivering nie, my motivering is om hier nie net te kom verklaar en verkondig dat Jesus mense liefhet nie, maar om dit vir hulle te wys. Om dit vir hulle te wys. En dis waar ons en wat ons by Loftaal doen. So as u graag belangstel, doen 'n bietjie navorsing op van ons tuistes en u sal sien hoe u kan betrokke raak en ook verskillende ander maniere waar u moontlik mee finansiëel in vennootskap kan gaan met ons. Ons hou aan om te vertrou vir ons geboue wat ons besig is om te koop en ons gaan sien hoe die Here 'n kragtige werk gaan doen, nie net in ons nie, ook in u. En daarom wil ek graag vir u in hierdie naweek instuur met die wete dat u is 'n deurbreker. En ek wil eindig soos wat Dr. Gustaf altyd sê, wanneer hy of u op 'n stemnota kry of moontlik in die straat kry, sal hy altyd vir jou sê, jy's 'n kampioen. Wees geseënd in hierdie naweek soos wat jy ingaan as oorwinnaar in Jesus naam.